Dit is goed om ook so in jou geselskap te wees, baie welkom ook by vanmôre se stil word. My gedagte, my bede is dat jy die Here se nabyheid sal beleef en dat jy sal ervaar hoe die Here jou ook opnuut op wonderbaarlike wyse ontmoet ook in jou lewe. Paulus praat in Filippense 4, dan praat hy van ons is burgers van die koninkryk van die hemel, daar aan die einde van hoofstuk 4. Ons het 'n nuwe identiteit. En dan dink ek baie keer, soos ons ook verlede week gepraat het oor ons diensbaarheid en ons getuienis in hierdie wêreld. As Paulus vir hierdie gemeente in Filippi hierdie brief skryf in gevangenskap, dan dis maklik om vir iemand in maklike omstandighede te skryf om goed te doen. En in hierdie week het ons soms so in ons saamwees, in ons gesprekke, my gesprekke, het telkens opgekom dat ons nooit moet ophou om goed te doen aan mekaar nie. Om aan mekaar te bly goed doen en te volhard amper daarin. Dat dit ons strewe moet wees. Paulus skryf hier in Filippense 4 en praat hy en hy sê in vers 8, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Ons weet ook dat die einste Paulus in Romeine 12 sê dat hy bid dat sy gees ons denke sal vernuwe. En baie keer het ons ook al gehoor dat jy moet net 'n kopskuif maak. Dit is partykeer makliker gesê as gedaan. Jy moet 'n kopskuif maak. Hoeveel keer het jy dit nie al gehoor nie, of hoeveel keer het jy dit nie al self vir jouself gesê, of vir iemand anders gesê nie. Maar hier kom Paulus en hy sê, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En ons weet ook dat ons baie keer die gewoontes en die manier hoe ons praat, of die manier hoe ons dink, is goed wat oor tyd amper die bane, neurowetenskaplikes of mediese het al baie navorsing gedoen oor die patrone in 'n ou se brein. Ek weet nie of jy dit ook al opgemerk het nie, ek vang myself baie keer dat ek, sonder dat ek het besef, sommer net van nature negatief is, of negatief praat, nog voordat ek met 'n saak of met iets te doen gehad het, sommer net so klaar 'n besluit geneem het, en dan negatief praat. Paulus sê, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, daarop moet jy jou gedagtes rig. En dit val ook binne in hierdie perikoop, of hierdie gedeelte wat hy praat van hoe lyk die Christelike lewenswandel, hoe lyk dit om te wandel as mense wat aan Christus verbind is. Mag ons gedagtes so op daardie dinge rig. Kom ons bid. Dankie Here, dat U vir ons ook deur U woord uitdaag, en maar dat U ook ons op 'n manier herinner aan dit wie ons is. En mag ons gedagtes rig op dit wat goed en mooi en prysenswaardig is. En mag U ook daardeur verheerlik word. Dit is ons gebed, o Here. Ons bid dit as U kinders. Amen. Mooi bly en mag jy sy goedheid beleef.